Goeienaand, dit is al aand, dit is 5:30, maar ek voel baie sterk om vandag hierdie boodskap te bring. Ek het 'n rowwe dag gehad, ek was bietjie daar in die Roodepoortse wêreld, daar met 'n korporatiewe groep bietjie gaan gesels, maar ek het net gevoel, vandag moet ek hierdie boodskap bring. Dit is Hemelvaart. Ja, vroeër jare was dit 'n amptelike vakansiedag. Kinders het nie skool toe gegaan nie, want dit is 'n baie belangrike dag. Wat beteken Hemelvaart? Is dit sommer net nog 'n dag? Nee, dit was die klaarmaak vir Jesus op hierdie aarde. Dit was nou soos die ou mense sou gesê het, game, set and match. Jesus het aarde toe gekom, hy's gebore as 'n klein seentjie, hy het groot geword tussen die Jode en daar het hy geleer om die woord uit sy kop uit te ken en uiteindelik kom hy op 30 jaar en op 30 jaar kry hy die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom van bo en hy ontvang dit. Onthou julle toe hy gedoop was en toe begin al sy wonderwerke. Ja, hy het uitgegaan, hy het disippels gekry. Die wonderwerke het begin. En dit was 'n fantastiese geleentheid wat God die aarde gebless het om Jesus te stuur. Nou, wat was die doel daarvan? Die doel was net een ding, vir my en vir jou. Hy het gekom vir my en vir jou. Hy het gekom om al die gebrokes met ons Hemelse Vader te versoen, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Wat 'n wonderlike journey, as ek die Engels kan gebruik. Die uiteinde daarvan is, uiteindelik gaan Jesus, hy kry sy disippels 3 jaar, gaan hy, hulle doen die wonderwerke, en dan kom hy die plek, en dan sê hy, nou gaan ek julle ouens los. Waartoe gaan jy, Jesus? Nee, dis vir julle voordeliger dat ek gaan, want ek gee julle my Gees wat altyd by julle gaan wees, en julle sal groter dinge doen, en ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Wow, Jesus, waarvan praat jy? Ja, julle sal sien, ek gaan uiteindelik aan 'n kruishout, gaan ek sterf, ek gaan vir 3 dae in die helle neerdal, ek gaan die sleutels haal van die doodryk, en dan gaan ek terugkom en vir julle gee. Na 3 dae sal ek opstaan. En toe gebeur het, na 3 dae verskyn hy aan hulle. En hy word toe nou geesmens, want een oomblik is hy nog by hulle, volgende oomblik is hy by iemand anders, en so is Jesus dan die absolute vervulling gedoen deur mens te word, maar uiteindelik sterf hy om die dood in die hel en ook vir ons versoening te kan bring met die Hemelse Vader. Nou, Hemelvaart is 40 dae na Paasfees, 40 dae. En 15 dae, dink is 15 dae, of 8 dae, 10 dae, kan nie mooi onthou nie, begin dan, ek dink oor 'n week, begin dan die Pinksterfees, as ek dit so reg het. Ja, ek dink dis reg so. So wat is belangrik, is dat Jesus het opgevaar, hy sit in die regterhand van die Vader, en hulle is besig om vir ons 'n plek voor te berei, sodat, wanneer ek en jy na hom toe gaan, dan gaan ons met die Vader versoen. Wanneer ek en jy gaan sterf, dan kry ons 'n nuwe verheerlikte liggaam, want hierdie ou gebroke liggaam, vol van die wêreldse dinge, vol van die werke van die vlees, kan nie by 'n Hemelse Vader wees nie, want by die Hemelse Vader is 'n volmaakte mens. Die vleesmens sterf op die aarde, en dan kom die geesmens, en hy skuif net in 'n nuwe liggaam in. Is dit nie wonderlik nie? Waar ons al ons wonderlike mensies daar gaan ontmoet. What a day it will be. Hemelvaart. Wat 'n wonderlike dag. Dit was die game, set and match. Die voltooiing van Jesus se opdrag van die Vader, wat hy gesê, dit is volbring. Hemelvaart. Nou ja, ek wil graag net vir jou sê, mag jy 'n wonderlike Hemelvaartdag gehad het, en weet altyd hoe belangrik dit was, dat Jesus vir my en vir jou gesterf het. Die volmaakte offer, die lam van God. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie Here dat ons vir mekaar kan bid. Dankie dat U gekom het. Here, ons bid vanaand uit ons harte uit vir mense wat gebroken is in hierdie land. Ons bid vir mense, Here, wat se huise onder water is. Mense wat groot skade gekry het. Here, ek bid vir ons land, Here, dat U ons sal help. Here, ons weer sal opbou, dat U ons genadig sal wees. Asseblief, Here, ons het U so nodig. Dankie, Here, dat ons weet, dat ons is in beheer, want U is in beheer. Dankie dat hy wat in ons is groter as hy wat teen ons is. Here, ons gebed dat U ons op hierdie dag sal kom seën. Dis my gebed in Jesus se naam.
Amen. Geseënde, wonderlike dag bid ek vir jou toe. Hierdie naweek gaan ons pa en seunkamp toe. Ek sal nie Sondag met jou praat nie, ek gaan 'n bietjie later terugkom. Maar jy moet weet dat Jesus het jou baie lief en verseker jou beste lief voor. Totsiens, tot 'n volgende keer.